Goeienaand, Lewende Woord Centurion en almal wat deel is van ons woordskool, Naat Wouter. Ek is bly jy's hier. Baie bly jy's hier. En welkom. Ons gaan vanaand aan met 1 Korintiërs 4. 4 vers 14. Okay, nou toe fire away. Wouter maar bid eers. Ja, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u so kosbaar is om vir ons u woord te gee wat ons stig en leer. Here, dankie vir Paulus se tendernis, sy gebrokenheid, sy openhartigheid wat hy hier deel as hy praat oor hoe hierdie gemeente hom laat voel, en dan praat hy nogal reguit met hulle in hierdie hoofstuk 4. En Here, dankie dat ons ook iets daaruit kan sien van bediening en van mense en van die realistiese ding van verwerping, ook as jy die evangelie deel met mense en hulle draai hulle rug op jou. Ons sien dit ook in Paulus se lewe. Dankie Here dat ons daaruit kan leer en kan leer hoe om dit dan te hanteer. Ons eer U Jesus. Amen. Amen. Nou verlede week was ons het nogal hierdie moeilike gedeelte gehanteer, né? Wat Paulus sê, luister julle, skop my eintlik so 'n bietjie in die tande. Ek werk hard vir julle en dan word ons beledig en vervolg en belaster en dan sê, maar ons gaan nog steeds aanhou om die evangelie te verkondig. Dit maak nie saak nie. En ek wens ek kan sê, dis net eintlik, jy kry eintlik die slegte, die vlek van ouens wat nie die Here dien nie, buite die kerk, hulle is die ouens wat jou vervolg, maar baie keer is die realiteit ook dat dit van binne in die kerk is, van mede-Christene, en Paulus behandel dit hier. Nou sê hy in vers 14, ek skryf nie hierdie dinge om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want selfs al het julle 'n menigte opvoeders in Christus, het julle nie baie vaders nie. Deur die evangelie het ek in Jesus Christus julle vader geword. Ek doen dus 'n ernstige beroep op julle. Volg my voorbeeld. So, ek wil net eers, voordat ons aangaan, sê, dis vir my so mooi as hy sê, luister, ek weet ons behandel moeilike goed met mekaar, en kan ek vir jou sê, ons behandel dit moeilike goed, maar daar's ouens wat hulle self die evangelie verkondig, en daar's mense wat praat en opvoeders is, menigte opvoeders, sê hy. Hulle het julle menigte opvoeders, YouTube opvoeders, en ouens met boeke wat geskryf is, en ouens met belangrike teologiese insette, en ouens met groot kerke in Amerika. Moet jy besef, daar's een of ander tyd 'n geestelike pa vir jou, wat pa staan vir jou, met wie jy 'n verhouding moet hê, en wat jy en hy amper al vir mekaar verantwoording voor moet doen, verantwoordelik voor staan. Nou sê Paulus hier, daar's nie baie pa's nie, maar jy het 'n pa, en erken hom as jou pa, en nou sê hy, vers 17, om hierdie rede het ek Timoteus, my geliefde en getroue kind in die Here, na julle gestuur. Nou sê hy, hy sal julle herinner aan my lewenswyse in Christus Jesus, soos ek oral in elke gemeente onderrig gegee het. Sommige van julle het verwant geword, en asof het aangeneem het dat ek nie na julle nie. Maar as ek die Here, as die Here wil, welkom. Dan sê Vandes geleer, en hulle praat nie. So, dan sal ons kyk waarvan julle gemaak is. En dan sê hy, want die koninkryk van God bestaan nie julle toe kom, of in liefde en 'n gees van sagmoedigheid. En eintlik wat hy hier, en dis asof jy hulle meer respekteer, banger is vir hulle, vir die ouens wat jou kap en arrogant en verwaand harde evangelie deel. Julle is vir hulle
meer respekvol. Sê my dan, hoe moet ek kom? Ek het eintlik in 'n gees van sagmoedigheid na julle toe gekom. Moet ek eerder met 'n stok na julle toe? En Paulus is amper bietjie, ek lees Paulus se frustrasie. Paulus is sagmoedig en liefdevol. Hy sê, luister, ek het nie, julle het allerhande praatjies agter my rug. Toe ek by julle was, het ek vir Heilige Gees bonatuurlike gawes gebid en wonderwerke het gebeur. Ek het vir julle gepreek, ek was sagmoedig, ek was liefdevol. Wil jy nie ek moet anders na julle toe kom? Is dit wat julle vir my sê? En miskien is die konteks van dit wat ons in 1 Korintiërs hoofstuk 2 en 3 gesien het van die verdeeldheid en die Apollos, Paulus, Sefas groep, dat daar ander van hulle is wat meer bombasties was. En hy was sagter. Paulus. Ja. Dit is raar hoe ek dit interpreteer. Ek dink hy was reguit. Hy was reguit, maar hy was reguit, bombasties. Nee. Hy was nie 'n bullebak nie. Nee, hy was nie. En wat ek nie kan verstaan nie, en hierdie is nou 'n bietjie my frustrasie saam met Paulus. Kan jy? Ja. Hoekom die bullebakke gevolg word en hoekom sit mense in 'n kerk op van 'n ou wat op hom skree? Eerder as in 'n kerk waar iemand liefdevol met jou praat en vir jou lering gee. Paulus, ek sê wat Paulus hier sê. Sê, rarig, wil julle rarig hê ons moet met 'n slaanstok en 'n manier kom wat ouens preek. Ek hoor ouens preek en hulle vingers wys en mense sleg sê. En dan dink ek, Here, dis nie hoe dit behoort te wees. So, kan ek ook net sê, as jy 'n pastoor soek wat jou pak slaag gee met 'n slaanstok en vir jou so preek, dan sê ek nie die regte ou nie. Ek wil graag, soos Paulus, in gentleness en liefde en 'n sagte manier na jou toe kom. So, ja, maar dit is wat mooi is van Paulus. Hy het dit so gedoen, maar hy het ook gekorrigeer. Ja. En hy het ook die waarheid gepraat. Nie gecompromise op die hy het die waarheid hard en reg gepraat. Ja. That's it. Nou sê hy hoofstuk 5 vers 6 vers 1. Hy kom nou by luister, as die tweespalt is een van die heel eerste goed wat gaan, is julle respek vir mense. Die tweede ding wat gaan, is julle morele waardes. Nou dink so 'n bietjie daaraan. Wanneer jy hierdie groep het, my groep is belangriker as jou groep en jou groep, dan raak ons fokus nie meer Jesus eerste nie. En dan verloor ons die vrees van die Here, want ons probeer nou bewys dat die mense belangriker is, né? So jy kan nie die vrees van die Here verloor nie. En die volgende ding wat gebeur is, jy begin op 'n punt kom waar jy nie agterkom dat jy moreel besig is om droog te maak. So, en nou hoofstuk 5. 'n Mens hoor werklik waarvan onsedelikheid onder julle. En dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie. Dat 'n man met sy vader se vrou saamleef. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het uit julle midde verwyder word nie? Wat my betref, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees by julle. Asof teenwoordig het ek reeds die man wat so 'n ding gedoen het, geoordeel. So nou sê Paulus, wow, wag 'n bietjie. Julle is besig om te fokus op Apollos groep en Paulus groep en en julle stry met mekaar en daar's allerlei goedjies. En julle het nie respek vir Apollos of vir Paulus nie. Die helfte het respek net vir Apollos en die ander helfte het respek net vir Paulus, maar nie, hulle behoort eintlik respek vir albei te hê. Maar omdat julle nie respek het nie en nie besef ek moet 'n vrees vir die Here hê en ek moet 'n liefde vir die ouens hê wat die evangelie oordra nie.
Nou begin 'n ander goed kom. Julle raak hoogmoedig. Man, ons kan doen net wat ons wil. Ons is vry in Jesus Christus. En nou praat hy oor hulle hoogmoed. Hy sê julle hoogmoed het sonde tot gevolg. Hier sit 'n ou in julle midde wat lyk my amper half deel van die leierskap is en hy bly by sy stiefma. Ek hoop die pa's dood. Het jy al daaraan gedink? Die vrou van sy vader waarmee hy saamleef. As Paulus sê saamleef, impliseer dit saamleef met 'n seksuele verhouding. Losbandigheid. Erger as losbandigheid is dit in die Here se oë eintlik bloedskande. En as hier bloedskande, seksuele losbandigheid wat Paulus aanspreek en sê, wow, stop 'n bietjie gemeente van Korinte. Hoe laat julle hierdie in julle midde toe? Hoe sit hierdie ou en niemand spreek dit aan nie? Dis so elephant in the room. Dis almal weet hierdie ou en sy stiefma bly nou saam. Hulle gee hulle self voor as 'n getroude koppel en julle bly choopstil. Maar nie eers die heidene in Korinte gaan daarmee wegkom nie. Dis nie eers aanvaarbaar moreel onder die heidene en die Romeine nie. Nou laat julle dit doen. En ek kry half die idee dat hierdie ou soort van 'n bietjie 'n sê in die kerk het, as ons nou so 'n bietjie verder gaan. Maar wat vir my interessant is ook hier, is hy praat van julle trotsheid, en dit is net daai wat ek glo, dat as daar trots is, dan gaan the fear of God, want dit is wat trots doen, is jy het nie meer 'n ontzag vir die Here nie. En dan spring sulke goed uit. So jy het of ontzag vir jouself, of ontzag vir die Here. Ja. Maar wanneer die een hoër gelig word as die ander, verdwyn die ander een. So hoe meer ek die Here vrees, hoe laer word my hoogmoed, hoe nederiger word ek. Hoe minder is ek hoogmoedig en het eintlik 'n vrees net vir myself. Maar as ek myself begin respekteer, eer, oplig, dan begin die vrees van die Here al hoe minder raak in my lewe. En dan begin ek nie meer sonde raak sien nie, en ek maak kompromie met sonde. En dis die probleem. Gaan jy gou vir jou hond oopmaak. So nou gaan hy aan, nou sê hy, ek is nie by julle nie, maar ek gaan julle nog steeds aanspreek. Ek gaan nog steeds die sonde wat julle besig is om te doen, wat julle toelaat in julle gemeente aanspreek. Ek is miskien nie in liggaam by julle nie, maar ek is in gees by julle, en ek gaan sê, nee, hierdie kan nie een van julle die guts om hierdie te beoordeel nie, maar ek gaan dit beoordeel, en hier is die ding, ons gaan nog later lees, dan daar's 'n ding van veroordeel, beoordeel en oordeel. Die Here roep ons om te oordeel, hy roep ons om sonde te beoordeel, ons moet nie veroordeel nie, veroordeel is wat by die veroordelingstroon gaan plaasvind. Maar ek en jy moet nog steeds sê, wat hier aangaan, is nie reg nie. Ons Christene moet genoeg guts hê om dissipline te kan toepas. In jou huis, kinders, maar ook in 'n gemeente kan sê, nee, hier is nie aan nie, ons gaan dit nie duld nie, dis nie hoe dit werk nie. En ek wil jou aanmoedig, as jy 'n gemeentelid is, dan sit jy jouself ook onder die dissipline van die gemeente. So dis wat hier gebeur. Paulus sê, nee, ek gaan julle hoogmoed, julle verwaandheid van enigiets kan gaan ek vasvat. Ek gaan hierdie ding uitsorteer. Dan sê hy, vers 4, wanneer julle in die naam van ons gee dan met die krag van ons Here Jesus Christus, so 'n mens oor aan Satan, om sy sondige aard te vernietig, sodat sy gees op die dag van die Here verlos mag word. Wat Paulus hier sê, hierdie ou ken dalk Jesus, maar hy leef nie meer soos 'n Christen nie. Hy maak verskonings vir sy sonde is raak sosiaal aanvaarbaar vir hom, en dan gaan dit sosiaal aanvaarbaar raak vir die kerk. Dit is soos 'n appel wat vrot is, wat lê tussen die ander appels, hy gaan die ander appels begin vrot maak. En nou sê hy, nee, wag 'n bietjie. Hierdie ou
behoort eintlik nie meer in die kerk te wees nie. En om te sê ek gee hom oor aan Satan is Paulus se manier om te sê skop hom uit die kerk uit. Dissiplineer hom en vra vir hom asseblief nie meer deel van die kerk te wees nie. Solank as wat hy die sonde hoor ag as sy gehoorsaamheid aan Jesus, dan moet jy nie meer deel wees van die kerk nie. Dis 'n moeilike ding. Ons sit met mense wat sê, man, ek drink nou maar my drank, ek's 'n alkoholist en jy kan nie met my praat nie. Wel, eintlik, alle sondaars is welkom in ons kerk. Jy kan 'n alkoholist wees, jy kan 'n homoseksueel wees, jy kan geld steel, jy kan doen net wat jy wil, solank jy, ek sê, ek's besig met sonde, en ek probeer hierdie sonde wen in my lewe, Here help my, dis hoekom ek kerk toe kom, die Here moet my asseblief help met hierdie sonde, daai ou, is welkom in die kerk. Maar wat Paulus eintlik hier sê is, weet jy wie's nie welkom nie? Iemand wat sê, dis wie ek is, ek het my sonde, julle gaan my nie uit die kerk. Ek is nou voortgaan en ek gaan in die kerk bly sit, julle gaan nie vir my sê wat ek moet doen nie. En Paulus sê, nee, gee hom oor aan Satan. Okay, maar ek wil nou 'n vraag vra, want hierdie is in die Nuwe Testamentiese konteks. Ja. Was daar nie in daai tyd was dit die Grieke wat geglo het, of die stroming ook in die kerk van jou liggaam kan enige iets doen, want dit affekteer nie jou gees nie. Was dit? Ja, daar was so 'n ding van, hulle praat van 'n dualisme. En baie kerke is nou nog so, nie? Sondag kom ons kerk toe, ons praat 'n ander taal, en daar's 'n ander stemtoon, en ons is hoogheilig, ons trek ander klere aan, en maandag, maandag, dan drink ons, en ons gaan te kere, en ons doen skelm besigheid, en daar's 'n verskil tussen my sondagstem look ervaring lewe en my maandag tot saterdag ervaring look en lewe. En ons noem dit dualisme. Dis gees, liggaam. En die Here haat dit. Dis 'n lou Christen. Dis 'n Christen wat warm en koud saam wil wees. Dis 'n Christen wat eintlik kompromie aangaan so ver as hy kan. Die Here wil hê dat ons ten alle tye die Here moet dien. Ek het so gehou van wat Almaru Sondag op die verhoog gesê het. Jou audio en jou visual moet dieselfde wees. Jy kan nie een ding sê, maar ander kan ding doen. Ja. So, dis die probleem. Okay. So dit het die Grieke gedoen. Vers 6. Julle grootpratery is nie mooi nie. Weet julle dan nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie? Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurde brood is, want ook ons Pasgalam, Christus, is geslag. Laat ons daarom fees vier nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. So, wat wil jy sê? ek het dit hierdie jy teologiese verskil oor nagmaalbrood. Ek sê enige brood is welkom en dot sê nee, dit moet ongesuurde brood wees. En ek en sy, we agree to disagree. En sy sê, sien hierdie skrif, kyk, ongesuurde brood. Ek sê, ek sien wat jy sê, dis nog steeds nie nagmaal nie, maar dit lyk al hoe meer asof Paulus bietjie meer saam met jou stem as met my. Man, ek en Paulus loop so, né? Maar die ding is, dit gaan vir my oor die simboliek wat ingestel is met die nagmaal, is dat Jesus ongesuurde brood gevat het, want suurdeeg verwys na sonde. En hy was die volmaakte offer, want hy het nie sonde gehad nie. As julle by Lewende Woord Centurion voortaan slegte ongesuurde broodkoekies kry, dis nie my skuld nie.
maar dit lyk my asof my vrou my gaan oortuig uit, my vrou en Paulus. Verstaan My jy? vrou en Paulus. Ja, Ek moet sê, dit lei die simboliek van as nagmaal. dit Ons my kan nie dit net as dit my verander. smaak is dit ons lekker vars gebakte buns. Ja, Maar maar dan dan noem ons dit 'n gemeente-ete, dan noem ons dit nie nagmaal nie. ek dink Ja. vars gebakte buns kan 'n fees wees. Dit kan lekker wees, dit kan, maar dalk eet ons die buns op voor die diens begin. Maar Ja. so as jy een van die dae ongesuurde brood, is Maar lekker nie. hulle het ons nagmaal is ongesuurde brood. Dit is daai crackertjies wat ons op die oomblik kry het suurdeeg gehad. dit het nie. Dit Wel, ek is dan so plat. Okay, nee, Ja, ek is dit chef is met nie- hulle. Maar Ja, wat ja. sou sien, al daai goeters, maar eintlik, julle gaan nou nie eintlik oor die nagmaalbrood nie. oor die ja, maar is hierdie weer wat Paulus weer sê, julle groot pratery. Ja. En dit hou aan met wanneer is jy boastful en wanneer praat jy groot? Dit gaan oor pride. Ja. En wat hy hier sê is haal die pride uit, want die pride is besig om al hoe meer in te filtreer en saam met pride gaan dit dat jy vergeet wie die Here is. Dis weer daai we lost the fear of God in the church. En dit gaan saam met trots en dis waarteen Ek Paulus besef hier- net weer hier en ek sal dit volgende week weer sê as ons die ander stuk behandel. Verder nou. Dan eintlik is ek in die laaste tyd so bewus daarvan, ek het so rukkie terug gepreek oor dat salig is die wat huil want hulle sal lag. Wee die een wat lag, wat tartend, wat smalend lag met trots, want julle sal huil. En ek dink daar moet 'n berou huil in ons harte oor sonde wees. Selfs die sonde in ons eie lewe, die sonde in ons midde in die kerk, daai ou is besig om te skei. Kan ons huil en ween daaroor? Selfs die sonde van ander mense. Here, ons het berou oor ons regering se sonde. En dat ons regtig in nederigheid kom sê, Here, ons wil nie met hy sê julle groot pratery is nie mooi nie. Dis nie mooi dat julle verwaand is en arrogant is nie. Kan ons in nederigheid na die Here toe kom? If my people who are called by my name will humble themselves and pray, I will heal their land. Die Here sal herlewing bring as ons harte nederig in trane voor hom kom staan, nie in groot hartigheid met smallende arrogansie nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons besef, Here, ons kan nie in ons eie lewe of in die kerk van die Here sonde, hardnekkige sonde wat aanhou en aanhou toelaat nie. Ons moet repent, ons moet huil, ons moet sê, Here, ek wil verander. Here, help ons. Dankie Jesus. Amen. Amen. Sien julle volgende week. Yes.